Here, ons vra vandag in die naam van Jesus, Heilige Gees, laat U die saad sal saai in ons harte, dat U die vrugbaarheid sal bring in die grond waar die saad val, dat U die saad sal ontkiem en laat daar vrugte sal voortkom tot eer en verheerliking van U naam, in Jesus naam. Amen. Goeiemôre almal. As ek vandag so 'n bietjie deur die mis lyk, my seun was op 'n skooltoer gewees en die bus het gisteraand 12 uur in die dorp ingery. En deur die loop van die week was ek by die dokter gewees. Hier's 'n situasietjie in my oor. Hy het my op kortison gesit, genoeg vir 'n resiesperd, so dit maak dat ek ook nie so lekker slaap nie. So verskoon my maar so 'n bietjie as ek deur die blare lyk of as ek soos 'n rooi opgeswelde tamatie lyk vanoggend. Dit pas alles eintlik baie mooi in by die boodskap wat ek vanoggend gee. En dit is God se rus, die Sabbatsrus. So in konteks maak dit eintlik heel goed sin. Maar baie welkom hierso. Ons staan vandag op die 31ste Mei. Kan julle dit glo? Die eerste 5 maande van die jaar is verby. En as jy dink daaroor, dit beteken ons is eintlik letterlik in die helfte van die jaar. Daar's net nog 6 maande oor. Desember tel nie regtig nie, want hopelik kan jy bietjie op vakansie gaan. Maar dis 'n goeie tyd vir ons om 'n bietjie stop te druk. Te gaan kyk, hoe was hierdie eerste 5 maande? Hoe het ons dit hanteer en wat sê dit vir ons vir die volgende 5 maande? Hoe gaan ons die res van die jaar hanteer? Nou as ons terugkyk na die 5 maande, ek weet nie hoe julle voel nie, maar dis 'n redelike bedrywige hedendaagse wêreld waarmee ons besig is, dan voel dit miskien nou moet ek eers hierdie dingetjie. Hy is aan. Charles, kan jy dalk vir my rigting gee hierso? Nou as die pyltjie werk. Sorry. Hy is aan, die pyltjie werk, maar hy wil nie flip nie. Miskien kan julle ouens om daar agter net vir my flip na die volgende een toe. So, as jy kyk na hierdie eerste 5 maande wat verby is ek seker as baie van ons wat voel, dinge het so vinnig gegaan, dinge het so vinnig gebeur. Mens voel partykeer so bietjie soos 'n rot in 'n wielietjie. Die lewe is deesdae veel eisend. Werksverpligtinge, skoolverpligtinge, finansies, gemeenskapsdinge en dit voel partykeer asof jy net hardloop van die een ding na die volgende ding. En as jy dink na die einde van die jaar wat voorlê en waarheen jy op pad is en wanneer jy jou volgende pitstop gaan kry, wanneer jy jou volgende breek gaan kry, miskien die Desember vakansie, dan voel jy soos die prentjie op die volgende slide. Dit voel partykeer soos 'n lang wandeling waarmee jy besig is om iewers uit te kom en selfs partykeer in ons geestelike lewe voel dit of jy in die woestyn wandel, soos die Israeliete in die woestyn gewandel het, in 'n sirkelloop. Jy weet die Here is besig om jou iewers heen te vat, jy weet jy's iewers heen op pad, maar dit voel nie of jy daar uitkom nie. Die samelewing hou ons besig en hoe dit deesdae is, ons word oorlaai met WhatsApps, met sosiale media, met die nuus, alles wat na ons kant toe kom, ek wil sê binne ure en buite ure. In die ou dae voor selfone het ons in 'n tyd gelewe, jy het 'n landlyn gehad en as iemand vir jou op skrif wil stuur, is dit 'n fax en dis nie onmoontlik net by die werk wat dit gebeur. Nou kry jy 24/7 boodskappe van jou vriende, jou werk, die mense rondom jou. Niemand het meer probleme om jou op 'n Saterdag aand 'n WhatsApp te stuur of iets te vra nie. Mense wil weet oor werksdinge partykeer op 'n Sondagmiddag en dit lei na 'n samelewing van mense wat uitbrand en wat moeg is. As jy vir my die slide kan gooi, dan sal jy sien daar's baie ons lewe in 'n samelewing wat daar 'n kultuur is van moeg is en uitbranding. Gooi maar daai slide. Mense praat van meltdowns, gooi hom maar weer.
Mense is amper wil ek sê geobsesseer met hoe gaan ons rus vind, hoe gaan ons vrede kry in al hierdie chaos, gooi hom maar weer. En mense is in 'n siklus van oorwerk, oorcommitment, ooryvering. En dit is hoekom ek opgewonde is oor wat ons vandag praat. Gooi maar vir my weer die slide asseblief. En dit is die Sabbatrus van God se mense. Nou, hierdie versie of hierdie hoofstuk uit die Bybel uit kom uit Hebreërs uit. Hebreërs 4 om spesifiek te wees. En ek wil net gou vinnig eers die konteks gee van Hebreërs 4. Hierdie is nou basiese goedjies, maar ek wil dit net in konteks plaas sodat ons almal op dieselfde bladsy is. Hebreërs is 'n entjie ver in die Nuwe Testament en dit beteken dit is na Jesus gekruisig is. Dit is na die Heilige Gees uitgestort is. Dit is waar ons regtig in die konteks is waar ons nou is. Met ander woorde, die salwing van die Heilige Gees, die verlossing deur Jesus se bloed, dit is regtig die konteks waarbinne ons vandag hierso sit. Die mense van Hebreërs is besoek deur Paulus en sy ondersteuners en hulle het vir hulle gaan sê, luister, julle het nou julle harte vir die Here gegee, julle behoort nou aan God, hier is wat julle moet doen, hier is leiding vir julle wat julle moet doen. En hierdie is 'n baie belangrike boodskap wat ek vir julle bring, het hy vir hulle gesê. Nou ek gaan al gou vinnig daarso, Hebreërs 4 vers 1. Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. So hy sê, ek kom hierso met 'n konsep uit die Ou Testament uit van die Israeliete wat in die woestyn gewandel het, en ek wil vir julle sê, hierdie konsep is vir julle as Christene vandag nog steeds geldig. Nie net geldig, dit is baie belangrik. En hy sê in vers 9, there remains then a Sabbath rest for the people of God, for anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from his. Let us therefore make every effort to enter his rest. Nou, dit praat van 'n belofte van rus wat ons as Christene vandag reeds kan ingaan, steeds kan ingaan, wat nog steeds vir ons geldig is. Die eerste ding wat ek net vinnig wil aanraak is, wat is hierdie rus? Iemand sal hierdie vers lees en hy sal miskien vir jou sê, okay, om die rus van God in te gaan, beteken om jou hart vir die Here te gee en om gered te raak. Ek stem nie 100% daarmee saam nie. Ek stem saam daarmee dat jy moet gered wees om God se rus te betree, maar die rus self spreek nie van om gered te word nie. Gooi vir my daai volgende enetjie asseblief. In vers 11 sê dit, let us labor therefore, Hebreërs 4 vers 11, let us labor therefore to enter into that rest. Met ander woorde, ons moet moeite doen, ons moet effort insit om in die rus in te gaan. Lest any man fall after the same example of unbelief. Nou ons weet, volgens ons geloof, volgens wat ons glo in Efesiërs 2 vers 8 en 9 en Titus 3 vers 5, ons word gered deur geloof, nie deur werke nie. Jy kan nie 'n lysie van werke doen en sê as ek by nommer 100 uitgekom het, nou is ek gered nie. Jesus se bloed het betaal vir ons redding. Jesus se bloed het die werk gedoen. Ons word gered deur te glo. So hierdie rus is nie om gered te raak nie. Ons is gered. Hierdie rus is iets anders. Hierdie rus is iets waarvoor ons onsself moet beywer om dit te betree. Volgende slide asseblief. En gooi hom maar weer. Nou, okay, kom ons kom nou net 'n bietjie terug, Hebreërs 4. Die hele konsep wat ons in Hebreërs 4 bespreek, kom uit die Ou Testament. Soos ek gesê het, dit kom uit die Israeliete wat in die woestyn getrek het. So as ons dit wil verstaan, moet ons eers gaan kyk wat het daar gebeur en hoe kan ons dit dan in konteks bring vir wat vandag tot betrekking is van ons. So ek wil gou teruggaan na die deel van die Ou Testament waar die Israeliete in die woestyn rondgetrek het, wat spesifiek spreek tot Hebreërs 4. Toe ek die eerste keer vir Hebreërs 4 lees, was my denkwyse om reguit te gaan na die spioene, wat gaan kyk het na die land, wat gesien het, daar is die reëse, God het gesê, julle moet hierdie reëse uitdryf, Joshua en Caleb het teruggekom en gesê, ons kan dit doen. Die ander spioene het gesê, nee, ons kan dit nie doen nie, die volk het gesê, ons kan dit nie doen nie, hierdie reëse is te groot, hulle gaan ons verslaan, ons moet 'n ander plan maak. God het gesê, okay, julle is nie reg om die beloofde land in te gaan nie, julle is ongehoorsaam, nou gaan julle vir 40 jaar in die woestyn rondloop. Dis die konteks wat ek dadelik ingesien het, en dis reg, dis waar. Maar as jy gaan kyk wat Hebreërs 4 sê, dan praat dit spesifiek van
Psalm 95. Nou Psalm 95 praat van 'n plek wat die Jode besoek het toe hulle in die woestyn rondgeloop het. Die plek se naam is Meribah en Massa. As ek nou reg lees, is 'n bietjie verder. Ja, Massa, Meribah en Massa. Dit is toe hulle uit die woestyn van Sin uitgekom het. Nou, interessant genoeg, in die 40 jaar het die Israeliete hierdie plek 2 keer besoek. Die eerste keer was in Eksodus 17 vers 1 tot 7. Dit is in die heel begin, dis die eerste 1 of 2 jaar wat hulle in die woestyn rondgeloop het, toe hulle by hierdie plek gekom. Wat was hulle probleem? Hulle het nie water gehad nie. Moses het na God toe gegaan en gesê, die mense is besig om dors te kry, wat moet ek doen? God het vir Moses gesê, gaan slaan die klip. Moses het die klip geslaan, die klip het oopgebreek, water het uitgekom, die mense het gedrink en alles was goed. Toe gebeur hierdie hele program in die woestyn vir 40 jaar, waar God besig is om met die mense te stap en te sê, okay, ek gaan nou 'n bietjie vir julle help, ons is besig met 'n culture change projek hier, so ons moet julle denkwyse 'n bietjie verander, en dit gaan 40 jaar vat, en hierdie hele episode loop deur. En toe aan die einde van hierdie proses, aan die einde van hierdie proses, in Numeri 20, vers 1 tot 13, bring God vir hulle weer na dieselfde plek toe. Meribah en Massa, die einste plek, dis hier by jaar 38, 39. En raai wat gebeur? Hulle sit met presies dieselfde probleem. Die mense het nie water nie, die mense is dors, hulle kla. Moses, ons gaan sterf, ons is besig om te verdelg hierso. En Moses gaan na God toe en hy sê, God, wat moet ek doen? Nou wat sê God hierdie keer vir Moses? Nie gaan slaan die klip nie. God sê vir Moses, gaan praat met die klip. Gaan sê vir die klip, jy moet water voortbring. En wat doen Moses? Moses gaan en hy gaan slaan die klip. Hartstogtelik laat Moses in daai oomblik die klip geslaan het. Maar God is getrou en hy maak die klip oop en water kom uit en die mense drink. Maar hy gaan terug na Moses en hy sê, Moses, jy het my nie vertrou nie. Jy het my nie vertrou nie en as gevolg daarvan kan jy nie in die beloofde land ingaan nie. Ek gaan nog steeds my volk in die land invat, maar jy kan nie ingaan nie. En dit is hartseer vir Moses, maar dit is belangrik om te let. 'n Paar goeters wat ons hieruit leer. Nommer 1, God het nie gesê, okay, ek het genoeg gehad. Julle wil nie vir my luister nie, ek sal vir my ander volk gaan kies nie. Nee, hy was committed, hy het betroubaar gebly teenoor sy volk. God het nie gesê, okay, julle het nou so droog gemaak, ek gaan julle nie meer in die beloofde land invat nie. Nee, hy het hulle nog steeds in die beloofde land ingevat. Maar, daar was 'n consequence, daar was 'n gevolg van Moses, wat nie vir God vertrou het nie. En dit was dat, Moses kon nie in die beloofde land ingegaan het nie. God is getrou, selfs al is ons ongetrou. God will never leave you, nor forsake you. Selfs al het jy 'n fout gemaak, selfs al het jy droog gemaak. Ok, nou hierdie is net 'n bietjie konteks oor waaroor Hebreërs 4 praat, maar jy sal nou sê, Bertus, jy het nou al baie gepraat oor Hebreërs 4, maar jy het nog nie regtig enigiets vir ons gelees uit Hebreërs 4 nie. Hierdie is die fondasie oor wat het in die Ou Testament gebeur vir ons, hoe om Hebreërs 4 se konteks te verstaan en wat dit vir ons sê. So, gooi vir ons weer daai slide asseblief. Nou, die hele ding gaan oor enter the rest of God. En as jy nou wil gaan verstaan wat dit eintlik oor gaan, dan kan jy so 'n bietjie kroek en jy gaan lees die laaste deel van Hebreërs 3. Want Hebreërs 3 sê eintlik vir jou, okay, hier gaan ek nou vir jou sê wat in Hebreërs 4 staan, as dit praat oor alles wat in Israel gebeur het. En dit is eintlik 'n baie dit gee vir ons 3 eenvoudige stappe oor hoe om die rus van God in te gaan. Dit is eenvoudig, maar nie maklik nie. Let wel, daar's 'n verskil. Dit sê baie duidelik daarso. As jy wil leer uit wat hierdie Israeliete in die woestyn gedoen het, nommer 1, moet jy my stem hoor. Dis wat essensieel is. Hoor my stem binne in jou situasie. Hoor my stem binne in jou lewe. Hoor my stem binne in daai krisis of daai probleem waar jy sit. Nommer 2, as jy gehoor het wat ek vir jou gesê het, gaan jy dit moet meng met geloof. Want as die Here met jou praat, gaan dit gewoonlik van jou iets verg om uit jou comfortzone uit te stap, iets verg om 'n bietjie te groei in jou geloof. En nommer 3, as jy dit gedoen het, wees obedient, wees gehoorsaam, doen wat ek vir jou gesê het. Dis die basiese 3 stappe waaraan God die Israeliete die hele tyd getoets het in die woestyn. Hoor my stem, glo wat ek vir jou sê, meng dit met geloof en dan wees gehoorsaam en doen wat ek vir jou sê. Soos ek sê, baie eenvoudig,
maar nie noodwendig maklik vir ons om in ons eie lewens uit te voer nie. Gooi maar die slide asseblief. Nou, okay, wil ek net gou vinnig hierso 'n dingetjie duidelik maak, en dit klink nou vanselfsprekend, maar ek dink dit is belangrik, veral as jy miskien redelik nuut in jou geloof is, dit is baie belangrik om net hierdie onderskeid te tref. Jesus se bloed het betaal vir ons sonde, ons het nou net daaroor gepraat. Hier's jy, hier is God, hier was 'n muur tussen jou en God, en dit is sonde, okay? Die werk wat Jesus gedoen het, is hy het kom sterf en sy bloed het betaal vir die sonde, wat beteken die muur is weg. Nou kan daar verhouding wees tussen jou en God. Ons almal verstaan dit, dis eenvoudig. Maar, nadat Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die dood, het hy opgevaar hemel toe. En hy het gesê, dit is baie belangrik dat ek dit doen, want die Heilige Gees moet kom. Die Heilige Gees moet kom, want hy fasiliteer die verhouding. Die sonde is weg, die verhouding kan gebeur, maar ons is mense en ons is baie keer maar lekker stupid. Ons verstaan nie altyd verhouding so goed nie. So God het gesê, moenie worry nie. Ek stuur vir jou die Heilige Gees en hy gaan vir jou lei en hy gaan vir jou leer hoe om verhouding te hê. Hy gaan jou advokaat wees. Dis in Johannes 16 vers 7 wat Jesus gesê het, ek moet opgaan sodat die Heilige Gees kom en hierdie verhouding kan fasiliteer. Nou, hoekom praat ek nou so spesifiek oor verhouding? Hoekom leen ek nou so daarop? Hoor, glo en nou by, daai drie goeters is verhouding. So, ek en jy, ek glo almal van ons wat hier sit, ons het ons hart vir die Here gegee. Fantasties. So as jy uitstap in 'n bus ry oor ons, gaan ons huis toe. Ons gaan hemel toe, ons is gered. Daar is nie enige twyfel daaroor nie. Maar verhouding, dis waaraan ons werk. Dis waarmee ons worstel. Dit is die pad wat ons saam met God in die woestyn stap. Die Israeliete was uit Egipte, hulle was bevry van die Egiptenare, hulle is deur die Rooi See, hulle is God se volk. Hulle lewe in verhouding met hom, binne in die woestyn. En dis waar ons nou is, in verhouding met God, en ons wil uitkom binne in daai rus wat hy vir ons het, binne in die beloofde land. Gooi maar vir my weer. Toe Jesus praat in Lukas 11 vers 13 oor kommunikasie, hy het gepraat oor gebed. Jesus het gepraat oor hoe moet ons bid? Kommunikasie, verhouding. Het hy gepraat oor die Heilige Gees en hy het gesê, hoeveel te meer sal die Vader nie vir julle die Heilige Gees gee wie dit vir hom vra nie. So, ek staan 'n bietjie stil hierso. En ek dink dis belangrik ook so. Vir baie van ons is dit miskien 'n eenvoudige konsep en ons is lankal bewus daarvan. Vir party van ons is dit miskien goed om vandag net 'n oombliekie hieroor te dink. En dit is die Heilige Gees en sy funksie in ons lewe. En is hy besig om in my lewe te funksioneer? En het ek hom al ingenooi? En is ek al gevul met die Heilige Gees? Daar's lang dele in die Nuwe Testament wat praat oor hoe om gevul te word met die Heilige Gees, wat hy vir jou doen, hoe hy hierdie verhouding fasiliteer. En soos ek sê, party van ons funksioneer daarin, party van ons, as jy sukkel om die Here se stem te hoor, as jy sukkel in hierdie verhouding, moenie dit minag nie, moenie die belang daarvan minag, van die rol wat die Heilige Gees in jou lewe speel nie. Vat dit vandag saam, en gaan praat met die Here daaroor, as jy voel, dit is 'n plek waar jy dalk hak, maar sonder die werking van die Heilige Gees, en die vervulling van die Heilige Gees in jou lewe, kan jy nie die volgende stap vat nie. Baie dankie. Okay. Nou wil ek net vinnig gaan praat oor hoe Moses in hierdie situasie die situasie ervaar het, wat hy gedoen het, wat ons daaruit kan leer. 'n Les uit Dawid se lewe en dan miskien 'n voorbeeld uit my lewe uit oor hoe ek al soortgelyke ervarings gehad het. Maar in die eerste plek, kom ons gaan kyk gou, wat het Moses en Dawid in die Ou Testament gedoen, wat spesifiek betrekking het met hierdie plek van rus waar hulle betree. In die eerste ene, toe Moses die klip geslaan het, die tweede keer, en hy moes met die klip gepraat het God gesê, you did not trust me. En daarom kon hy nie in die plek van vrede ingaan nie. Nou, dan lees 'n mens Spreuke 3 vers 5 en 6, en is soos in ai my aarde, hierdie is nou in 'n neute dop, wat Moses in sy hart moes vasgemaak het. Hierdie is presies die oplossing wat Moses nodig gehad het. Spreuke 3 vers 5 sê, trust in the Lord with all your heart.
Lean not on your own understanding. In all your ways submit unto him, and he will make your path straight. Dit sê selfs, en jy sal nie in sirkels in die woestyn loop, jy sal in 'n reguit lyn loop van waar God wil hê jy is, na waar hy wil hê jy moet wees. Sê, doen hierdie drie dinge, en jy gaan nie in sirkels in die woestyn stak raak nie. Nommer 1, trust in the Lord. Dit is die fout wat Moses gemaak het. Hy het nie in daai oomblik op God vertrou nie. Trust in the Lord with all your heart. Maar moet dit nie ligtelik opneem nie. Gaan dink 'n bietjie daaroor. Gaan dink bietjie by die huis daaroor. Wat beteken dit? Trust in the Lord with all your heart. Gaan mediteer 'n bietjie daaroor. Dis nie 'n maklike of 'n eenvoudige ding nie. Lean not on your own understanding. Ons hou van plannetjies maak. Ek is 'n plannetjiemaker, ek hou van plannetjies maak. Ek is 'n ingenieur. Ek hou van skedules, ek hou van programme. En waar is die kritieke pad en hoe lank gaan dit vat en wat het ek nodig? Ons is goed met plannetjies maak. Maar en ek sê nie mens moenie planne maak nie, en ek sê nie mens moenie beplan nie, maar ek sê maar as jou plannetjies die bron word van jou saligmaking, dan gaan jy op 'n moeilike plek vasval. Lean not on your own understanding. In all your ways submit unto him. Al hierdie plannetjies wat jy maak, al hierdie idees wat jy het, vat dit na die Here toe. Sê Here, dis wat ek dink moet gebeur, maar ek submit dit aan U. Ek maak dit onderhewig aan U. Wat sê U nou vir my? En hy sê, en as jy daai drie dinge doen, dan sal hy jou pad reguit maak. Dan sal jy gespaar word, daai 40 jaar van sirkels loop. So as ons gaan kyk na Moses, hierdie versie is vir my so kosbaar in terme van, Moses, as jy hierdie in jou hart vasgemaak het, dan het jy dalk die beloofde land gesien. En hierdie versie is geldig vir ons vandag. As ons hierdie vasmaak in ons harte, dan kan ons die rus van God betree. Kom ons gaan kyk na wat met Dawid gebeur het. In 1 Kronieke 14, vers 10 tot 13. Dis nou net nadat Dawid, amper wil ek sê, vir Israel oorgeneem het, in die sin van, Saul is dood, al die volk, al die tribes, Juda en almal het, vereenselwig onder Dawid, en sê ons een stam, ons is Israel, hulle is daar, wat gebeur? Die Filistyne val aan. Wat doen Dawid? Nou Dawid is gesalf, almal sê ons staan saam, ons is Israel great. Dawid gaan nie en val die Filistyne aan nie. Dawid gaan en hulle sê David inquired of God. Dawid sê Here, die Filistyne val ons aan, wat moet ons doen? God sê vir hom, Dawid, jy kan hulle aanval, jy sal wen. Dawid val hulle aan en hy wen. Fantasties. En kort daarna, letterlik 2 of 3 versies daarna, sê hulle die Filistyne val weer aan. Nou, hoe my brein werk, is ek so tipies gedink het, okay, God het gesê, kan die Filistyne aanval, so ek val hulle weer aan. Nie Dawid nie. Dawid inquires of God again. Dawid gaan sê, Here, hier is ons nou in 'n volgende scenario. Nou, jy het gesê, die eerste keer ek moet hulle aanval, ek het aangeval, ek gewen. Hier is ons nou weer. Wat doen ek nou? En God sê, jy kan hulle weer aanval, maar jy doen dit hierdie keer 'n bietjie anders. En God gee vir hom spesifieke instruksie op daai geval. Hier is hoe jy dit hierdie keer gaan doen. Die gehoorsaamheid van Dawid, die afhanklikheid van Dawid, hoe hy God gesoek het in daai oomblik vir daai probleem, is vir my so 'n fantastiese voorbeeld van Spreuke 3 vers 5 tot 6. Ken hom in al jou weë, ken hom in elke probleem, luister na wat hy sê vir daai situasie. Moenie staat maak op wat gister gesê is nie. Vir hierdie situasie, wat moet ek doen? Nou, 'n voorbeeld uit my eie lewe uit. In Mei 2019 sit ons in hierdie kerk hierso en in worship tyd. Praat die Here met ons as 'n familie. Hy gee 'n woord vir my en my vrou en hy sê vir ons, luister, daar's 'n storm op pad. Ons weet nie wat die konteks van die storm is, dit vir ons as 'n familie. Hy sê net, daar's 'n storm op pad en ek wil hê julle moet voorberei. En ek wil hê julle moet uit julle maandelikse finansies geld op sy sit, elke maand, en begin spaar, sodat julle reg is vir hierdie storm as dit kom. Nou, okay, ons hoor die Here se woord en ons begin dink daaroor en ons praat daaroor. Kort tydjie daarna sê die Here, maar hierdie is 'n ernstige woord, is 'n dringende woord, ek wil sien dat julle aksie doen. En ons doen dit. En vir die res van die jaar sit ons finansies op sy uit gehoorsaamheid aan God. In Maart 2020 het die COVID lockdowns gebeur. Ek dink ons kan dit almal onthou. My besigheid was van so natuur gewees dat as gevolg van daai COVID lockdowns was daar verskriklike ekonomiese spanning op my besigheid. Maar as gevolg van ons gehoorsaamheid en wat ons gedoen het en om die Here se opdrag te volg, was daar voorsiening in daai situasie en ons kon binne in daai storm dit deurmaak, deur die COVID tyd maak. En daar's 'n paar belangrike lesse wat daar uitgekom het. Die een ding is,
as jy in die vrede van God loop, beteken dit nie die storm gaan nie daar wees nie. Die storm gaan nog steeds daar wees. Maar jy gaan ten spyte van die storm, gaan jy vrede hê. En die tweede ding is, jy het 'n woord nodig vir die situasie en die seisoen waar binne jy is. Want as jy nie 'n woord het nie, kan jy nie jou geloof engage en gehoorsaam wees nie. Kom ons gaan na die volgende enetjie toe. Nou, ons het nou gepraat oor die liggaam van Hebreërs 4 en die konteks waar dit uitkom uit die Ou Testament uit. Ons het gepraat van die einde van Hebreërs 3 wat eintlik vir ons sê waaroor dit gaan. Dit gaan oor hoor God se stem, meng dit met geloof, wees obedient, verhouding. In 'n nutshell, dit gaan oor verhouding. En nou kyk ons na die laaste stukkie van Hebreërs 4 en dit vat vir ons eintlik alles baie mooi saam. En raai wat, dit kom terug na verhouding toe. Hebreërs 4 vers 12 tot 16. Verse 12 en 13 praat van die woord van God. Dit sê, kom ek kyk gou hierso. Vers 12 en 13 sê, For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. So, hierdie hele boodskap gaan oor om die rus van God te betree. En wat is die punchline? Waar kom dit uit? Waar slaan die punt vas? Verhouding. Verhouding met God. Die woord van God. Om God se woord te hoor. En dit sê, the word of God is alive and active. Dis nie 'n ou dokument nie. Dis nie iets wat geskryf is en wat dood is nie. Dit is 'n ding waarmee jy en ek in verhouding is. Alive and active. Regte woord, regte tyd. Op die tyd hoor jy die woord. Dit praat van verhouding. In die volgende versie praat dit, as jy hom nou kan gooi daarso, praat dit van en Jesus wat ons groot high priest is. Dit sê For we do not have a high priest who is unable to feel sympathy for our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Hy is ons hoëpriester en hy het simpatie met ons swakhede. Dit is ook baie belangrik. Toe ek 'n jong man was dit vir my moeilik om dit te aanvaar. Dis eenvoudig om te weet, okay, God is perfek. Ek is onperfek. En as daar in hierdie verhouding iets verkeerd gaan, raai wie se skuld is dit? Dis my skuld. So ek het altyd immobile gevoel. Ek het altyd gevoel, Here, maar dit gaan altyd my skuld wees. En hy het gesê, maar luister, ek het simpatie met jou swakhede en hier's die kikker. Ek het in die genade wat ek vir jou gee, klaar voorsiening gemaak vir jou swakhede. My genade wat ek van God af kry, lyk nie soos jou genade wat jy van God af kry nie, lyk nie soos jou genade wat jy van God af kry nie. Want in jou genade is jou swakhede ingebou. Ek gee vir jou 'n custom-made porsie van genade. Dis soos 'n sleutel wat net vir jou pas. En op grond daarvan kan ons met confidence na hom toe kom. Ons kan met oorgawe na sy troon toe kom en sê, Here, asseblief, ek soek my porsie van genade, want hy het simpatie met ons swakhede. Die woord van God, toenadering, verhouding. Hierdie alles, dit gaan oor verhouding met hom. Gooi asseblief vir my die slide daarso. So, om vas te vang, hierdie is nie 'n gekompliseerde woord nie. Dit is eintlik 'n eenvoudige woord. Dit gaan daaroor om God se stem te hoor. Dit gaan daaroor om te glo, as jy hoor, en om gehoorsaam te wees. En daai 3 goeters, kry jy deur verhouding. Dit gaan oor verhouding. Hebreërs 4 gaan nie oor of jy gered is of nie gered is nie. As jy by Hebreërs 4 uitkom, aanvaar ek, jy's klaar gered, jy het jou hart vir die Here gegee. Jou saligheid is gevestig in ewigheid. Jy's klaar uit Egipte, jy's deur die Rooi See. Jy's klaar besig op jou journey met God. Jy is klaar op pad na die plek waar hy jou vat. Die vraag is of jy in sirkels loop en of jy in 'n reguit lyn loop. Hebreërs 4 gaan oor jou verhouding met hom. Weet jy wat sy woord is vir jou vandag? Soek jy sy woord soos Dawid
sy woord gesoek het, as die vyand aan jou deur klop. En dan vertrou jy op hom om gehoorsaam te wees, of lê jy in die aand wakker in jou bed en maak jou eie plannetjies? Kom ons maak gou almal ons oë toe asseblief. Miskien voel jy vandag soos daai rooitjie wat in die wielietjie hardloop. En jy voel jy moet net elke dag harder trap om by alles uit te kom. Of miskien is jy moeg om in die aand wakker te lê en plannetjies te maak vir al jou probleme. Miskien voel jy of jy in sirkels in die woestyn loop in jou geestelike lewe en nooit by God se bestemming vir jou uitkom nie. Of dat jy weet daar is 'n opdrag wat hy vir jou gegee het, iets waaraan jy moet gehoorsaam wees, maar jy huiwer. In die eerste plek wil ek jou vandag net bemoedig. Net soos God nie die Israeliete verlaat het nie, sal hy ook nie vir jou verlaat nie. In 2 Timoteus 2 vers 13 sê die woord vir ons, God is faithful even when we are not faithful. In Hebreërs 13 vers 5 sê die woord vir ons, I will never leave you nor forsake you. Maar as jy vandag genoeg gehad het daarvan om die wielietjie te trap, om jou eie plannetjies te maak, om te lê in stres in die bed en sleg te slaap in die aand, as jy reg is om in God se rus in te gaan, dan wil ek hê jy moet in jou hart saam met my die volgende gebed bid. God, ek wil vandag u stem hoor, u woord persoonlik vir my, vir nou. Ek wil dit vandag meng met geloof. En ek wil gehoorsaam wees aan u. Vul my opnuut met die Heilige Gees. Leer my hoe om ten volle op u te vertrou. Leer my om nie op my eie planne staat te maak nie. Leer my om al my weë aan u te onderwerp. Ek onderwerp vandag myself om binne u rus te wandel, ten alle tye, en vra ek vandag vir u vir my custom genade, my custom grace, wat vir my gemaak is. Vat asseblief my hand en help my hierin. Amen. Ek wil julle vandag bemoedig. Die res van die jaar lê nog ver. Daar's nog 'n pad vir ons om te stap. Die het ek myself nou gekoek. Maar as jy voel of die eerste 5 maande van die jaar 'n klem om jou hart was, moenie laat die volgende 6 maande van die jaar 'n klem om jou hart wees nie. Daar's geen rede nie, dit hoef nie so te wees nie. Jy kan die rus van God betree. Ek en jy kan sy stem hoor. Ons kan gehoorsaam wees en ons kan in vrede loop, ten spyte van die storm wat rondom ons aangaan. Ek glo in my hart, hierdie is 'n tydige woord, want ek glo in die jare en maande wat voorlê, gaan die vyand homself toespits daarop om ons te probeer fokus op die krisisse wat rondom ons aangaan. Mense hoor al die goed wat in die nuus aangaan, jy hoor al die stories wat op sosiale media is, en solank soos die vyand vir ons fokus kan hou op die krisis, wat is die volgende krisis, wat is die volgende dringende ding, solank gaan ons in die wielietjie bly, en solank gaan ons in sirkeltjies stap, en solank gaan ons oneffektief wees vir God, want ons gaan nie sy stem hoor nie, en ons gaan nie gehoorsaam wees nie. Ek seën julle daarmee vandag, ek moedig julle aan, kry 'n vriend, kry 'n broer, kry 'n suster, wat saam met jou hierdie paadjie stap en sê, kom ons figure hierdie ding uit, kom ons hoor die Here se stem, kom ons worstel met ons geloof, laat dit kan groei in verhouding, en kom ons wees gehoorsaam aan dit wat hy vandag vir ons sê. Amen.